Ons hoofteks vandag, Amos 4 vers 13. Weet dit, hy is die een wat die berge vorm, die wind skep en sy gedagtes aan mense bekend maak. Hy verander die oggendlig in donkerte. Hy loop op die bergtoppe van die aarde. Sy naam is die Here God, die Almagtige. Ons kyk ook na Psalm 135 vers 7. Hy laat wolke oor die aarde saampak. Hy maak weerlig vir die reën en bring die wind uit sy stoorkamers. Jesaja 47:4 lees ons verlosser, die Here Almagtige is sy naam, is die Heilige van Israel. In die boek Amos vind ons 'n profeet met 'n gewaagde boodskap. Amos was nie 'n priester of 'n geleerde nie. Hy was 'n herder en 'n vyeboomboer. Maar God het hom gebruik om 'n kragtige woord aan die volk Israel te verkondig. In hoofstuk 4, na 'n reeks waarskuwings en goddelike oordeele wat die mense geïgnoreer het, bereik Amos sy boodskap deur in vers 13 te verklaar wie God werklik is. Hierdie vers is nie net poësie nie. Dit is 'n oproep tot aandag. Dit herinner ons aan God se krag, sy kennis en sy gesag. En bovenal herinner dit ons om voor te berei om hierdie God te ontmoet. Kom ons ondersoek hierdie vers en kyk wat dit oor God openbaar en wat dit vir ons vandag beteken. Eerstens kyk ons na God die skepper. Ons lees hy wat die berge vorm, wat die wind skep. Amos begin deur die skepingskrag van God te erken. Die berge, simbole van krag en permanensie, word deur hom gevorm. Die wind wat ons nie kan sien nie, maar kan voel, is sy skepping. Hierin word ons daaraan herinner dat God die skepper is van beide die sigbare en die onsigbare. Ons lees in Psalm 135 vers 7. Hy laat wolke oor die aarde saampak. Hy maak weerlig vir die reën en bring die wind uit sy stoorkamers. Bewys God as die heerser oor die natuur. Die natuurlike wêreld funksioneer nie onafhanklik nie. Dit volg die bevel van die skepper. Elke rukwind, elke weerlig, elke opkomende wolk, dit is bewegings van 'n wêreld wat deur God regeer word. Wanneer ons in die versoeking kom om te dink dat die wêreld chaoties of buite beheer is, moet ons onthou, dieselfde God wat die berge gevorm het en die weer beheer, is vandag nog in beheer. Tweedens kyk ons na God die openbaarder. Ons lees en wat sy gedagtes aan die mensdom openbaar. Hierdie deel van die vers herinner ons daarin dat God nie stil bly nie. Hy praat, hy onthul en hy maak homself aan ons bekend. Maar let spesifiek daarop, hy openbaar sy gedagtes aan die mensdom. Dit is persoonlik. God is nie ver of onkenbaar nie. Hy nooi ons uit om nie net te verstaan wie hy is nie, maar ook wie ons is in die lig van sy waarheid. Hy ontbloot wat verborge is, nie om ons te veroordeel nie, maar om ons reg te stel en te red. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Ons motiewe, ons gedagtes, ons bedoelings. Hy ken hulle almal. En in sy barmhartigheid openbaar hy hulle sodat ons kan bekeer, kan groei en in die waarheid kan wandel. Die derde punt kyk ons na God die soewerein. Ons lees wat dagbreek in duisternis verander en op die hoogtes van die aarde trap. Hierdie frases beskryf God se gesag oor tyd, natuur en heerskappy. Hy verander dagbreek in duisternis. Hy is Here van lig en skaduwee. Hy trap op die hoogtes van die aarde, hy loop waar niemand anders kan nie. Dis 'n prentjie van mag en majesteit. Die hoogtes van die aarde kan beide fisiese verheffing en menslike trots of afgodediens verteenwoordig. God staan bo dit alles. Geen plek is te hoog of te verborge vir hom nie. Hy regeer oor konings en koninkryke, die natuur en nasies. Dit verbind ons met Jesaja 47 vers 4 wat verklaar, ons verlosser, die Here Almagtige is sy naam, is die Heilige van Israel. Nie net is God kragtig nie, maar hy is ook heilig en ons verlosser. Hy moet nie net gevrees word nie, maar ook vertrou en aanbid word. Sy mag is nie arbitrêr nie, dit is heilig en verlossend. Die laaste punt, God die Here die Almagtige. Ons lees, die Here God die Almagtige is sy naam. Amos eindig met 'n verklaring van God se identiteit. Die Here God die Almagtige.
Hierdie naam is nie net 'n titel nie. Dit is 'n verklaring van absolute soewereiniteit. Dit is nie een God onder baie nie. Hy is die God. Hy beveel engele, rig die elemente, openbaar waarheid en staan bo die hele skepping. Dit is die God voor wie elke knie sal buig. In die vers net voor ons hoofteks, Amos 4 vers 12, sê God vir Israel: Daarom Israel, sal ek al hierdie dinge wat ek gesê het met julle laat gebeur. Staal jou Israel om jou God te ontmoet. Dit is nie 'n uitnodiging nie. Dit is 'n waarskuwing. Nadat die volk al God se barmhartige teregwysing geïgnoreer het, moet hulle nou geoordeel word. Maar vir ons vandag draai die boodskap beide waarskuwing en hoop. God is steeds die skepper, die openbarer, die soewerein en die Here Almagtige. En hy roep ons steeds om voor te berei, om hom te ontmoet. Is jy voorberei? Nie deur jou eie werke nie, maar deur te vertrou op Jesus Christus, wat die beeld van hierdie selfde God in die vlees is, ons verlosser en koning. Laat ons nie wag vir rampspoed om ons tot bekering te dryf nie. Kom ons reageer nou in eerbied, nederigheid en geloof. Want die Here God die Almagtige is sy naam, en hy is waardig vir ons aanbidding en oorgawe. Amen.